Die hemel is nie die sinoniem van dood nie. Ons as mense is so geneig om te sê, as iemand sterf, hy of sy nou veilig in die hemel is ons nie besig om van die hemel, die Godse skepping en skepsele 'n bespotting te maak. Kom ons lees wat sê Psalm 115 vers 16. Die hemel is net vir die Here, maar die aarde het hy aan die mense gegee. Jy sien die laaste tyd, en veral sedert die COVID-19 pandemie, het meer en meer mense hulle tot sosiale media gewend, en het daar dan ook 'n tendens ontstaan waar mense boodskappe stuur aan afgestorwe geliefdes in die hemel. Het is skrikwekkend om te sien hoeveel mense wat hulle self as gelowiges en kerkmense hierdie wêreldse tendens navolg. Waar in die Bybel lees ons dat die mense by hulle afsterwe reguit hemel toe gaan? Om nie eens te noem van die feit dat daar geen kommunikasie tussen die op aarde en die in die doodryk is. Mense kom, dan stuur hulle boodskappe op Facebook, ander elektroniese media, vir hulle vriende en of geliefdes wat in die hemel is, of hulle engelvlekkies gekry het. Regtig. Dit is nie vir my om te oordeel wie hemel toe sal gaan. Ja, jy het reg hoor. Wie hemel toe sal gaan. Heiliglik gaan die mense wat sterf, nog nie of hemel of hel toe. Die oordeel kom eers met die eindtyd. Dit is ontstellend om te dink daar mense is wat dink en selfs glo dat hemel 'n sinoniem van dood is. En dat almal wat sterwe, dis outomaties hemel toe gaan. Daar is mense wat hulle hele lewe lank nooit God geken of erken of in 'n verhouding met hom of sy seun Jesus Christus gestaan het. Dan het vrye wil as ongeredde persoon sterwe en die hemel toe sal gaan. Ja, ek sê vrye wil. Want ons is almal met 'n godsbewustheid en vrye wil gebore. Het ons dan 'n keuse om Jesus Christus as ons verlosser en saligmaker aan te neem of nie? As jou naam nie in die boek van die lewe opgeskryf is nie, sal jy ongelukkig verlore wees. Lukas 10 vers 21 lees, en tog moet julle nie bly wees net omdat geeste laat julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Afrikaans 83 vertaling. Dit is ook so dat mense in die laaste sekondes van hulle sonnige lewens Jesus Christus as hulle verlosser en saligmaker kan aanneem en gered kan word. Want in die woord lees ons van die arbeiders wat op verskillende tye in diens geneem is deur die dag. Tog het hulle almal dieselfde dagloon ontvang. Dis Matteus 20. Welkom om te gaan lees. En so sal dit ook met alle bekeerdes wees. So dit maak nie saak of jy 2 sekondes lank 'n bekeerde persoon is, of jy 50 jaar lank al bekeerde persoon is, as jy te sterwe kom. Voor God is julle gelyk. By God gaan dit nie oor die tydperk wat jy bekeer het, tot hom nie. Dit gaan oor die daad en die opregtheid daarvan. Party mense kry die geleentheid voor hulle sterf om hulle saak met God reg te maak, deur hulle sondes te bely in Jesus Christus en hom as hulle verlosser aan te neem. Ander daarteenoor word uit die lewe weggeruk, sonder hulle eers weet hulle het gesterf en die geleentheid gehad het om reg te maak. Hierdie persoon is dus verlore. Moenie uitstel om jou sondes te bely en jou van jou sondes te bekeer. Ons lees in die woord dat Jesus Christus na die hemel toe opgevaar het, waar hy nou aan die regterhand van die Vader sit, Handelinge 2 vers 33. En hy pleit vir ons, en ons lees dit in Romeine 8 vers 34. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit. Hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Afrikaans 83 vertaling. Maar het is ook belangrik dat ons Jesus se woord in Johannes 14 vers 6 sal onthou. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Wanneer mense dan tot sosiale media wend, en boodskappe na afgestorwe geliefdes stuur, wonder ek net, stuur ons hierdie boodskappe op sosiale media omdat ons glo dat die mense aan wie ons dit rig lewe gelei, wat hulle met God se woord is. En as God dit so se vind, hy deur sy genade toegang aan hierdie mense tot die hemel sal verleen. Of troos ons onsself deur die skryf van hierdie boodskappe. Miskien het die tyd aangebreek dat ons sal ophou om dood en hemel as sinoniem met mekaar te beskou. Niemand beland immers sommer so van self net in die hemel. Ons moet immers 'n lewe lei wat daarop wys
dat ons deur God geroep en uitverkies is. 2 Petrus 1 vers 10 tot 11 lees. Daarom broers, moet julle des te meer daarvoor beywer, deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. Vers 11. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Die tyd het aangebreek dat ons moet opstaan en verantwoordelikheid vat, nie net vir ons eie lewens as Christene en disippels van Jesus Christus nie, maar ook vir die mense rondom ons, vir hulle lewens. Terwyl ons en hulle nog lewe, en om hulle terwyl daar nog asem in hulle oor is, om God en sy seun Jesus Christus se weë te onderrig, en daardeur te poog om hulle na God te lei, of terug te lei, sodat hulle, as hulle sterf, hulle as gereddenes sal sterf, dit alles deur God se genade, en dat die Here nie dalk eendag sal sê, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie. Ons moet ophou, om nadat iemand dood is, op sosiale media boodskappe vir hom te stuur. En eerder nou, terwyl ons nog almal lewend is, meewerk om ons Skepper in sy drie-eenheid as Vader, Seun en Heilige Gees te leer ken, en in 'n verhouding met hom te staan, en om in sy teenwoordigheid te kom, en in sy weë te handel en te wandel. Het is dalk nodig dat ons net weer lees, wat in Matteus 7 vers 21 staan. Matteus 7 vers 21 tot 23 staan. Dit lees, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net die, wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Baie sal daardie dag my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek, deur U naam bose geeste uitgedryf, en deur U naam wonders gedoen. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. God het ons immers uitverkies. Sy liefde vir ons is so groot dat hy sy enige gebore seun gestuur het, om in ons plek vir ons sondes te sterwe. En hy gee reeds in Jesaja 41 vers 10 vir ons hierdie bevestiging dat altyd daar sal wees. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Onthou net, Jesus se kruisiging het vir ons die weg gebaan na die ewige lewe. Maar dit is belangrik dat ons sonde sal bely en hom as verlosser aanneem en verseël God vir ons hierdie belofte deur sy genade. Dit is egter van die uiterste belang dat ons Jesus se woorde in Johannes 14 vers sal onthou en ek herhaal dit. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ons moet ophou om passief op te tree en eerder aktief begin optree. Maak die verskil in iemand se lewe terwyl hy of sy nog lewe. Moenie vertroosting vind in boodskappe wat ons op elektroniese media of die sosiale media stuur. Amen.